Good morning. So vandag gaan ons bietjie aan die karavaan se silverseil werk. Terwyl die silverseil af is om in die helfte gesny te word, klink weer om dit te sê, dink ons dis dalk 'n goeie idee om die tent nou te seël. Sien nou die silverseil nou nie meer bo die hele karavaan gaan wees nie, is nou ideale tyd om alles te seël, al die gaatjies toe te maak, die wat daar is, en dan net weer soos 'n jaarlikse seël te gee. Dis maar baie werk, maar ou moere doen, as jy dit nie doen nie, het jy definitief waterskade en dis meer werk. So wat ou nou gaan nodig hê om hierdie geseelery te doen, is een of ander iets wat jy kan gebruik om mee te seël. Ek gebruik 'n polyurethane sealer. Nou op die stadium maak nie regtig vir my saak of wat se kleure is nie, want ek beplan om die karavaan in elk geval te verf. Maar die goeders, as jy dit eers oopmaak en jy begin dit gebruik, dan gaan dit oralster. Die van julle wie met hierdie klas goed gewerk het, sal weet, dis nie die tipe ding wat ou net in 'n lappie afsmeer na gat jy nie. So jou voorbereiding op dit moet baie goed wees. So ek gebruik 'n bietjie masking tape. En dan plak ek nou die gedeelte wat ek wil besmet, plak ek met masking tape, laat net daai deel oop is. Ek sal sien, ek gee vir hom 'n bietjie van 'n overlap daar. Net laat hy aan alle kante kan vat. So kom ons doen nou eers die gedeelte, hoofsaaklik omdat dit is waar ek kan bykom. So daai stuk. En dan plak jy natuurlik die ander kant, plak jy ook vas. Ek hou daarvan om hom so in die middel van daai gedeelte te sit. Dan het hy dan 'n redelike plek om in te gaan en vas te sit daar. So nadat ek nou hierdie ou bietjie in die son gelos het dat hy kan sag word, gaan ek hom nou in die gun sit. En ek gebruik nou nie spesifiek hierdie omdat dit die beste is daar buite nie. Ek gebruik dit omdat dit doodeenvoudig die goedkoopste was by my hardeware winkels. So voor iemand iets weirds dink, word nie geborg deur hulle nie. Dit gaan maar oor die geld daarin betrokke. Maar ek seker dit is 'n goeie produk ook daarby. Nou kom daar binne. So as draai met hierdie goed begin werk, moet jy weet wat jy wil doen. Maar daar's nie omdraai kans nie. Kom ons kyk. So ek sit hierdie nou net op daai gedeelte wat ek nou skoon gemaak het. En sal seker nou nie ideaal wees om jou vinger hier te gebruik nie, maar dit is nou wat die naaste aan my is. So ek gaan nou sommer net met my vinger daar inklim en daai ou seël.
As dit om 'n lekker dik aandaal. Jy het nou die masking tape, so maak gebruik van dit. Ja, en nou daarin sit. Kan julle sien, ek vryf hom daar binne in en hy gleef dat hy lekker daar ingaan, daar's bietjie min. En jy kan hom sommer lekker dik aan sit. En dan sit ek hom natuurlik oor daai stukkie aan die bokant ook. Dat hy so 'n soliede ding vorm reg rondom. Ek voel daar, is hy bietjie dun. Sy nou is beter. Ek wil hierdie doen sodat jou karavaan nie water lek nie. Laat jy 'n beter ondervinding het. En dit gaan nie net regtig oor die ondervinding nie, dit gaan maar dit reën nooit deur die dag nie, dit reën altyd in die vroeë oggendure. En dan wil jy nou nie hol en skarrel nie. Ja, so lyk dit of die hele ding dan nou geseël is. Hy gaan so rukkie vat om droog te word. In die tussentyd gaan ek aangaan met die gedeeltes waar ek kan bykom. So vir enigiemand wie dink hier is 'n goeie idee, dit is my enigste idee, dit is nie my beste idee nie. Die probleem is, daar sit die tent nog steeds vas, so ek kan nie van binne af daarop kom nie. En ek kan nie gou die tent afval nie, want dit is 3 dae se werk. So weer herinner my aan een van daai, weet hoe kom vrouens langer as mans lewe tipe ding. Jo, dit is 'n lekker gevoel. So as jy klaar is, behoort jy hierdie tipe tekstuur te hê. Hoe roster waar jy nou gaan met dit. Ek nou net die een kant gedoen. Want hier in Mosselbaai het ons net halfuur 'n dag son. So dit maak dit moeilik. Maar wat jy nou kan doen, is jy kan hierdie nou aftrek voordat hy heeltemal set, anders plak dit vas. Maar jy moet nou net watch. As jy dit gaan aftrek, dan is daai wat jy nou nog op die tape het, is dan nog nat. Dit nie eers te raak nie. Maar kyk net hoe mooi maak hy dan. Dis wat hy wil hê. Kyk net hoe lekker lyk daai. Dis nou presies wat jy wil hê. As jy dit nou deur die hele ding gedoen het, dan is jou karavaan geseël. Ons het nou die seil teruggekry. Wat gebeur het is, hy was nou, die stuk was nou groot geweest, so ons het nou daar afgesny. En ons hier vooruit vir ons hierdie vasgewerk. En die hele nuwe strap. En dan sê vir ons 'n paar lussies ook ingesit. Waar hulle dalk afgeskeer het, of waar daar een nodig was, of daai klas ding. Maar die seil is nou, hoe groot is die seil nou? 9 by? 5.6. Ja, hy is about 9 by 5.6 meter nou. So die idee is, laat hy nou net aan die voorkant van die karavaan oor die tent gaan.
En dan so 'n stukkie op die karavaan waar ons hom dan nou vastrek met die driehoekies wat ingly. As ek praat van driehoekies, gaan jy nou wys like die driehoekies. Dan kan ons hom so vastrek. Die driehoekies waarvan ek gepraat het, ek weet nou nie of driehoekie die regte woord is nie. Maar ons noem dit 'n driehoek. So hy lyk soos hierdie en hy gly in hierdie pyp. Gly in, daar sal aan hierdie gedeelte kom na gewoonlik soos nou 'n afdak vir jou kar of daai tipe ding. Maar ons het nou nie dit nie. So ons sit nou hierdie ou in en dan vou hy nou daar om. Dan haak hy nou daar vas. Dan sit ons 'n tou deur hom en dan deur die seil. So wat dan gebeur is, ons trek dan die seil vas aan die ding en dan kan ons hom voor lekker vasmaak. Maar ek gaan nou nie 'n knoop maak nie, wat ek wel gaan doen. Of van daai punt. Dan druk jy hom terug in die tou in. Dan werk jy hom nou maar net daar deur. En aan die begin lyk dit nie of hy lekker gaan vat nie. Maar as hy eers in is, dan is daar nie 'n manier om hom weer uit te kry nie. So ja, as hy dan op daai punt kom, dan lyk hy nou so. En jy het geen punt nie, die punt is weg. En hy is heeltemal taaf. Hy is vast daar, so dis wat ons gaan doen met hulle almal. En dan, sodra die seil dan in plek is, dan kan ons hulle nou cut to size. Ons nou elkeen van hulle connect. Daai ene sit net 'n bietjie op daai ronding. Maar dan het hy aan albei kante draai tipe las. So daar's nie 'n knoop of 'n ding nie. En so lyk dit nou vir elke kant, vir elke gedeelte wat 'n tou het. En na regte, as ons hom nou gaan styf trek, gaan alles 'n plek hê en alles gaan werk. In theorie. Net 'n vinnige walkthrough. Ons het nou alles is nou op. Dis hoe dit nou lyk. So in plaas van dat hy heeltemal tot op die grond vasgetrek is dit nou hoe hy lyk. So elke paal voor kry dubbeltoue hier op die hoeke. Elkeen voor. En dan hier af is alles dan nou oop. So is nie meer tot op die grond vasgetrek nie. So ons nou beter lugvloei. En dan natuurlik is die karavaan nou oop wat van tevore nie so was nie. So ons kan nou die hatch kan ons nou oopmaak en daar is dan nou lug wat daar binne inkom. En hier is dan nou lig wat by die vensters inkom. So ja, dit het nou net maar heel dag gevat om dit reg te kry. Ons nou al lank gedreig om die silwerseil te sny. Dit is ook nou gedoen.